Nou, broers en susters, dit is vir my nog steeds lekker om hier te wees. Dankie dat julle bly kom. Is hier dieselfde as julle nie hier is nie. Ek sê maar net. Ja, so dit is nie so koud ook nie. Julle weet Pinkstertye is ons baie keer soos jy moet al jou jas te uitdruk. Maar ja, ek weet hierdie weer hou nog. So ja, dis lekker om nog steeds so saam te wees. En daarom groet ek julle ook vanaand in die naam van 'n God wat sy kinders ken, maar so goed ken dat hy by ons teenwoordig is. Tasbaar, sigbaar, hoorbaar teenwoordig is. Amen. So, ek begin weer vanaand by ons quote. Hy klink so: We cannot attain the presence of God because we're already totally in the presence of God. What's absent is awareness. So, ons kan nie die Here meer teenwoordig maak as wat hy is nie, want hy is reeds 100% teenwoordig. Jy kan nie iets meer as 100% is 100%. Maar ons moet wakker word en ons moet sien. So vanaand sê ons vir mekaar, ons kom in pas met Jesus deur die Gees, deur ware koneksie. So, ons kan die Here nie sien nie, ek weet. 'n tiener stuur vanmiddag vir my 'n boodskap. Hy sê, Dominee moet nou eers vir my help, hoe bid 'n mens? Want ek wil so graag met die Here praat, maar ek weet nie eintlik hoe nie. Dus ek, luister hier, sit 'n kussing langs jou. Want so seker soos wat die kussing daar is, so seker is die Here by jou, nê? Maar daar is 'n bietjie hierdie belewenis dat ons hierdie God nie kan sien nie, en ons kan hom nie hoor nie, en ons kan nie hom druk nie, en ons kan hom nie vat nie. Maar weet julle, wie kan julle sien en hoor en druk? Vir my, en ek vir julle. So die Here raak baie tasbaar, sigbaar, hoorbaar, teenwoordig by ons in mekaar. En daarom is ware koneksie 'n manier hoe die Here kies om teenwoordig by ons te raak. So, wat sê die Bybel oor ware koneksie? Julle, die Bybel het bietjie tekste oor hoe 'n man en 'n vrou teenoor mekaar moet leef, en hier en daar 'n teks oor ouerskap en Spreuke, maar die Bybel is vol van liefde, maar propvol, soos in orals. Dis die storie van liefde, as jy nou die Bybel soos 'n roman moes lees. So dan, ware koneksie begin by hoe ons mekaar moet lief hê. So die liefde is geduldig, vriendelik, nie afgunstig, nie grootpraterig, nie vol van dit self nie. Dit soek nie sy eie belang nie. Dit is nie liggeraak nie. Jy mag nie 'n dun velletjie hê nie. Hou nie boek van die kwaad nie, so jy mag nie die vorige ene se geveg in hierdie ene inbring nie. Dit is nie bly oor die sleg nie, maar is bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Rarig. Dis verskriklik. Wat ek nou net gesê het. Ek bedoel, die standaard is so hoog. Dit is eintlik, mens lees dit en dan dink jy so, is dit wat die Here van ons verwag, hoe ons teenoor mekaar moet leef? So ek wil dit nou vir ons so bietjie, ek wil eintlik vanaand een teks, so ons 100 goed wat ek oor liefde en ware koneksie kan sê. Maar kom ons begin by Johannes 13 vers 34. Ek gee julle 'n nuwe opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle liefhet, moet julle mekaar lief hê. So ek wil eintlik net by daai teks stil staan. Maar die teks vra die vraag, okay, so ons moet lief hê, maar ons moet lief hê soos Jesus lief gehad het, so hier's die vraag. Hoe het Jesus lief gehad? Want dan moet ons mos nou soos dit wees. Nou wil ek hê julle moet saam met my lees, Filippense 2 beantwoord die vraag, hoe het Jesus ons lief gehad? Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees as dit wat in Christus Jesus was. So hoe was dit? Hy was in die gestalte van God. Hy sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy homself moet vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. So.
Jesus het mens geword. Van sy troon afgeklim en in ons velle kom inklim. So dis nie nou dieselfde soos om te sê, jy het dalk nou 'n tiener in die huis en jy dink soos, ek wonder hoe sal dit wees om deesdae 'n tiener te wees. Shame, jy weet hulle is so uitgelewer aan so baie goede wat ons nou nie eintlik aan uitgelewer het as toe ons tieners was. Julle, dis nie soos om te spekuleer hoe dit moet wees om 'n ander mens te wees nie. Dit is letterlik fisies om weer 'n tiener te wees. Jonk, onervare, uitgelewer, so het Jesus mens geword. Hy het nie gedink hoe sou dit wees om 'n mens te word nie. Hy het fisies kom mens word. Nou ons kyk mos nou, daar's 'n baie flieks waar twee verskillende mense rolle ruil. So Freaky Friday is nou een van dit waar die ma en die tienerdogter ruil lywe, maar hulle koppe is net in die ander een se lyf. En hoeveel perspektief hulle dan nou vir mekaar kry as hulle nou so bietjie aan die ander kant staan van die storie. Maar dit is wat Jesus kom doen het. Absoluut selfloos weggegee. Nou die woord vir verneder kan vertaal word met uitgestort. Uitgegiet. Weggegee. Dis wat vernedering beteken. Jy het alles van jou weggegee, prysgegee, uitgestort. Jy het niks vir jouself gehou nie. Nou die eerste vernedering wat Jesus, daar's twee vernederings in hierdie teks soos ons dit lees. Die eerste vernedering was toe hy mens geword het. So, onthou nou, God is 'n ewige wese. Nie aards en sondig nie, ewig. Nie sonde nie, heilig, apart gesit. Julle toe kom hy aarde toe en ons weet nou 'n bietjie goetertjies van hierdie aarde nê. Ons ken nou 'n bietjie die effek van sonde op hierdie aarde. Daar waar dood en siekte en pyn en hartseer regeer. So Jesus word 'n baba. Nou julle, ag sies tog 'n ou babaetjie. Dit is nou die mees uitgelewerste wese op aarde. Hulle kan nie hulle self aantrek nie, hulle kan nie self eet nie, hulle kan nie hulle eie doekies ruil nie. Jesus word 'n baba. Dit is net so vernederend vir 'n God. Jesus wat se woning die hemel is, hy kom toe nou na 'n stal toe, nê? Nou julle 'n stal is maar so bietjie nou, ek weet nou nie, ek's baie lief vir 'n plaas, my grootouers was boere, maar dis maar 'n stinkerige storie, partykeer. As die wind verkeerd net waai, dan weet jy nou jy's op die plaas, nê? Hy ruil die hemel vir 'n stal. Engele was sy geselskap. Nou moet hy maar met mense werk. Hy was alomteenwoordig en dit verruil hy vir 'n liggaam in 'n spesifieke tyd in 'n spesifieke plek. So dit was sy eerste vernedering. Die tweede vernedering wat Jesus toe deurmaak is natuurlik die kruis. Julle om op 'n kruis te sterf is 'n aaklige dood. Dit is net verskriklik. Die Romeine het daai manier van dood gebruik om eintlik te sê, ons het alle mag en jy het niks. Weet jy wat? Ons het soveel mag. Ons sal sommer alles van jou vat. Jy gaan kaal daar hang, so jy gaan nie eers jou klere hê nie. Almal gaan so skaam wees vir jou geliefdes gaan nie eers wil toe kyk nie. Dit gaan so griesaam wees. Weet jy wat? Jy het niks nie. Jou lewe is nie eers jou eie nie. Ons sal jou wys. Ons gaan vir jou in 'n kruis sit. Dit was 'n absolute alleen pad, dit was vernederend, dit was, jy's gestroop van alles, dis die laagste vorm van die samelewing. Julle, en die kruis was vir slegte mense. So partykeer het mense so gegaan soos, ja, hy verdien dit, hy moet maar vir hom kry, nê. Wat nou nie van Jesus waar was nie, maar is 'n absolute marteling. So ons dra kruisies om ons nek en ons sit kruise in ons huise en ons sien kruise. Maar julle, 'n kruis was nie, dit is nie 'n glamorous situasie nie. Dit was 'n verskriklike manier om dood te gaan. So daar is Jesus se tweede vernedering. OK, ek wil julle terugvat na ons teks toe. Julle moet mekaar lief hê, maar julle moet mekaar lief hê soos Jesus ons lief gehad het. Nou dink jy, nee, regtig, hoe?
ek kan nie soos Jesus lief hê nie, daar's nie 'n manier nie. Dis te moeilik. En julle veral in 'n individualistiese wêreld waarin ons nou tans leef, waar ons die hele tyd goetertjies moet hoor soos selfsorg is belangrik, jou persoonlike groei moet jou hoogste prioriteit wees. Jy moet vir jouself opstaan, niemand anders sal dit doen nie. Julle, dis alles seker goed en wel, maar die Here het ons nie vir onsself geskep nie. Die Here het ons altyd geskep in gemeenskap met ander mense. Hy het ons nog altyd geskep, laat ons onsself uitgiet aan ander. Ek bedoel, God in sy wese is Vader, Seun en Heilige Gees. Hy's in sy wese in verhouding. En dan sê ek nooi julle in daai verhouding in, maar jy's altyd in verhouding, in koneksie, op soek na ware koneksie. So nou het ons vir mekaar gesê, daar was 'n krib, daar was 'n kruis, maar hoe het Jesus se lewe geëindig? Met 'n kroon. Hy het opgevaar hemel toe, sit aan die regterhand van die Vader, waar hy nou vir my en jou pleit, waar hy regeer, waar hy weer God is. Julle, so 'n lewe wat uitgegiet is aan ander, is altyd 'n lewe wat dalk iets van jou gaan vra, maar dit gaan altyd 'n kroon inhou. Dit gaan altyd die moeite werd wees. Jou lewe gaan sin en betekenis hê. En dit moet ons ingesteldheid wees. So nou, kom ons sê gou vir mekaar 'n paar goed oor ware koneksie. Hoe dit werk, hoe dit nie werk nie, wat presies dit is. So ek wil vanaand begin by koneksie is, okay, so daar's ons nou 'n nuwe sielkundige term, hulle noem dit serve and return. Okay, so eintlik is die teorie in die sielkunde gerig op ouers teenoor kinders dis onder die ouderdom van 5. Maar hierdie ding geld nou vir alle mense. So serve and return, waaraan dink julle? Tennis. Jy serve, ek kan nie tennis. Nee, ek moet nou die regte handgebare. And return. Dan is dit nou, dan speel ons nou lekker. As jy die balletjie oor die net kan kry en jy kan hom weer vir my terugslaan. Nou sê hulle, daar's 'n manier waar ek met jou 'n koneksie wil maak. Ek slaan vir jou 'n balletjie. Op watter manier? Ek kom dalk by die huis en ek sê vir Jaco, wil jy nie daai ketel aansit nie, ek kort nou kafeïne. Dis 'n balletjie wat ek slaan. Nee, hoor julle dit? Was dit duidelik? Eintlik sê ek, ons moet koffie drink, jy moet kom, los waarmee jy besig is, ek moet nou vir jou vertel, hierdie was 'n verskriklike dag. Maar nou het ek nou net eers 'n bietjie van 'n subtiele ou balletjie geslaan, jy weet ek is nou, maar nou kan hy nou besluit wat hy nou met hierdie ding maak, nee. So ek kan nou sê, ja, maar eintlik moet ek nou nog die swembad gaan backwash, wat nou altyd ongelukkig nou net so dominante verhaal is, as jy 'n swembad het. En dan kan hy nou gaan. En dan is die koneksie nou gebreek. Want nou as hy nou terugkom, dan is ek ook nou nie eintlik noodwendig lus vir praat nie. Maar daar was 'n serve, en ek het 'n return nodig. Nou julle, baie keer is hierdie goeders baie subtiel. So partykeer is dit net 'n kyk. Ander kere is dit in jou liggaamstaal. Partykeer, en hier's die ding, as ons nie op mekaar ingezoom is nie, dan mis ons die balletjies. En dis eers 'n lekker spel as die balletjies terugkom en weer teruggaan en terugkom, en as ons speel, dan is dit 'n lekker plek. So ons moet die hele tyd ingezoom wees op mekaar se dinge. En julle, ek weet die lewe gebeur. Ek weet hoe gaan dit in huishoudings. Jy het nou nog nie kos gemaak nie, want dit was nou net een van daai dae. Jy het nie nou eintlik krag nie, want onthou, jy's ook eintlik nou getap. So nou moet jy nou nog iemand anders se emosionele bagasie ook op jou neem, maar eintlik is jou kapasiteit leeg. So ek weet hierdie is 'n ingewikkelde ding. Ook lyk die serve and return van die mense onder jou dak of jou naaste mense verskillend, want hulle persoonlikhede verskil. So ek wat 'n eksterne prosesseerder is, julle, my cues is nie baie subtiel nie.
Dis regtig soos pa in jou gesig. Ek sal so gaan soos, "Hey, ou, nou." Soos dit is soos ek is baie keer daar. Wel as jy nou 'n interne prosesseerder is en jy sou iemand wat goetertjies net eers wil verwerk en eers wil bedink en dan kom jy op 'n plek waar jy praat en so ek's nou getroud met so 'n ouetjie, dan moet ek nou baie fyn kyk. Was dit nou 'n balletjie? Ek's nie seker nie. Wil jy nie dalk net vir my sê nie? Maar so dit verskil ook van die mense met wie jy 'n dak deel. Maar dis 'n besluit om ingezoom te wees want anders mis ons mekaar. Nou, ek wil net verklaar ware koneksie is morsig. Ware koneksie is mos maar kommunikasie. Maar julle, dis nie soos 'n voice note nie. 'n Voice note is 'n verskriklike maklike ding. Want jy kan dink wat wil jy sê, dan kan jy dit sê. Dan kan die ander persoon eers verwerk. Dan kan hulle dink wat dit is wat hulle wil sê. Dan kan hulle vir jou 'n voice note terugstuur. Dis 'n baie makliker manier van kommunikeer. Julle as jy iemand so in die gesig vat met een of ander iets. Ek bedoel, dis onvoorspelbaar wat by hulle mond gaan uitkom. Hulle kan jou enige oomblik in die rede val. Ware koneksie is morsig. My gesin van oorsprong, ons is 5. Ek meen so 4 van ons 5 is ekstroverte. My arme pa verkies die bos en die stilte en so. Julle, dit gaan baie keer wild. Soos dit is willer as die wildheid. Ons almal praat gelyk. Almal het baie sterk opinies. Niemand is kom om hulle opinie te laat geld nie. Dit is rof. Ons val mekaar in die rede. Niemand maak hulle sin klaar nie. Ek onthou ons sit eendag so aan tafel, my sussie gaan so. Luister, jy mag nie nou praat nie. Ek is volgende, my hand was op. Ek sê, okay, askies. Sorry, ek het nie geweet ons het oor jou gepraat nie. Maar dis letterlik so sy moet haar hand opsteek om gehoor te word. Julle ware koneksie is borsig. Jy weet nie eintlik wat gaan die ander persoon doen met wat jy nou sê nie. Jy kan nie eintlik dit voorspel nie. Maar dis 'n kuns wat ons moet aanleer. Dis 'n kuns, hoe meer jy dit doen, hoe meer jy in moeilike gesprekke toetree, hoe meer jy mense vra, hoe meer kan jy dit doen. So dit is ook altyd die moeite werd. So kyk mekaar in die oë. Moenie mekaar se balletjies mis nie. Selfs al kan dit so bietjie morsig raak baie keer. Nou wil ek gou gesels oor wat steel ware koneksie. So ek is nou nie 'n millennial nie. Ek het die millennials, dis nou 'n generasiegroep, net so gemis, maar hulle is ons digitale oudjies. Maar hierdie ding. Ek sê regtig, ek gaan julle nou nie te lank met dit besig gaan nie, maar hierdie ding steel ware koneksie. So nou, kom ek gaan dit vir julle so verduidelik. Jy kom nou na my toe, jy kom met my praat, my telefoon is in my hand. En ek luister so na jou. Voel jy nou na die belangrikste persoon in die vertrek? Ek bedoel, ek is nie besig om nou om te kyk nie. Hy is ook nie besig om te lei nie, so hoekom is hy vir jou 'n bedreiging? Maar bedoel, hy kan mos enige oomblik lei. Hy kan mos enige oomblik afgaan. En laat hy nou wel doen, dan breek jy oogkontak om net hier te wees vir 'n oomblik. Julle en dan het jy die balletjie gedrop. Regtig, soos as ek nou besig is om my hart met jou te deel, en jy kyk op jou telefoon dat jy vir my dadelik verloor. Nou weet julle wat doen ons nou nog nie? Ons gesels met mekaar oor 'n tafel, dan lê die telefoon onderste bo tussen ons. Ag julle, sorry nee, dis nie beter nie. Hy's nog, moenie hom onderste bo sit en dan dink jy flous nou vir my om te dink ek is die belangrikste persoon in jou lewe op hierdie oomblik nie. Want hierdie ding kan ons nog steeds enige oomblik in jou aandag aftrek. En as hy zit of hy maak 'n liggie, dan gaan jy hom optel. So hy bedreig my koneksie met jou as hy daar lê. So ek vra net, vat hom, sit hom in jou handsak, sit hom in jou broeksak, gooi hom in die boonste laai van die kombuis. Moet nie laat hy daar linger nie.
Want hy kan enige oomblik die spel onderbreek. En dan is ware koneksie regtig baie moeilik. Die probleem is, ons leef in 'n kitswêreld. En ware koneksie is alles behalwe kits. Dis harde werk, dis moeite. Ag julle, as ek nou die hele tyd hoorbare en onhoorbare en liggaamstaal cues en balletjies moet lees, dit maak jou gedaan. Jy moet jou man lees, jy moet jou kindertjies lees, jy mag nie een balletjie by die werk mis nie. Dis klipharde werk. Maar dis nie kits nie. En ons dink, omdat alles in die lewe so kits is, jy kan sommer net so nou alles op jou foon kry. Dat verhoudings nou ook so moet werk. En dit werk nie so nie. En julle, hier's gou die ding, die produk van 'n samelewing wat nie ware koneksies maak nie, is baie sigbaar. Nou, ek wil net oor een ding met julle praat om vir julle net my punt te maak. Massamoorde. So 'n massamoord werk so, een persoon vat 'n geweer of 'n bom of 'n iets en die maak baie mense dood. Partykeer hulle self ook, maar dis 'n massamoord. In die 60s was daar een. Ek praat van wêreldwyd. Een. In die 80s, dis 20 jaar later, is daar 27. In die 90s, dis net 10 jaar later, so 58, verdubbel hy in 10 jaar. In die laaste dekade was daar 120 van daai sulke tipe moorde. Nou doen hulle navorsing. Hoekom is hierdie ding besig om toe te neem? 70% van hierdie massamoorde word gedoen deur kinders onder die ouderdom van 15. 70%. Nou die wat lewe kan hulle onderhoude mee voer, die ander wat nou al gesterf het, moet hulle net profiele opkry. Dit was kinders wat geïsoleer was. Dis kinders wat nie ware koneksies gehad het nie. Dis kinders wat nie deel van 'n geloofsgemeenskap soos hierdie gemeente was nie. Dis kinders wat baie tyd alleen in hulle kamers aanlyn spandeer het. Dis kinders wat amper 0 tot geen goeie verhoudings met volwassenes gehad het nie. Dis kinders sonder ware koneksie. Die tekens van 'n samelewing wat nie ware koneksie het nie, is baie, baie duidelik. So, ek hoef nie vir julle nou nog te verduidelik hoe belangrik dit vir ons is nie. OK, so, wat moet ons doen? Kommunikeer aan jou geliefdes. Hulle is aanvaar en hulle is geliefd. Kommunikeer dit aan hulle. Julle, ten spyte van hulle emosionele rollercoaster. Jou geliefdes moet weet, hulle is aanvaar en hulle is geliefd, selfs al het hulle afdaal. Hulle is ook aanvaar en geliefd, selfs al sleep hulle sterte. Hulle is aanvaar en hulle is geliefd, selfs al is hulle gemoed nie nou op 'n goeie plek nie. So wat jou geliefdes moet weet is, eintlik hulle gedrag beïnvloed nie hoe jy oor hulle voel nie. Hulle is aanvaar en geliefd, punt. So, wys dit in jou woorde, wys dit in jou dade. Sê vir jou geliefdes, jy het nie nodig om te presteer nie. Jy kan maar net jouself wees, want jy is al klaar geliefd en aanvaar, nes jy is. Die tweede ding wat ons moet doen, is ons moet vreugdevol wees oor die teenwoordigheid van ons geliefdes. Julle, as jy 'n hond het, en jy gaan winkel toe vir 15 minute, en jy kom by die huis, wat doen daai hond? Hy is net verskriklik bly om jou te sien. Ek het gesê, hy was net 15 minute weg, nee? Daai stertjie swaai, hy spring op en af, hy spring teen jou vas. Dit is hoe honde bly is as hulle ons sien. Nou, as jy besig om kos te maak in die huis, jou man kom, jy sien hom nou vir die eerste keer vandag. Jy gaan so, naand, baie vreugdevol oor sy teenwoordigheid in die vertrek. Jy kyk nou nie eers op nie, nee. Jy is nie eens bly om hom te sien nie. Julle, jou geliefdes moet weet jy is bly oor hulle.
Ek sal baie keer, iemand het eendag vir my net hierdie sinnetjie gesê. Ek is bly oor jou. Dis ek soos, wat? Dis die mooiste ding wat iemand seker nog ooit in my lewe vir my gesê het. En toe het ek begin om vir mense te sê, as hulle verjaardag, gaan ek so, weet jy wat, ons is bly oor jou. Ons is bly jy's in ons lewe. Julle, as jou geliefdes in die vertrek inkom, wys dit vir hulle. Wees net ten minste 'n bietjie opgewonde oor hulle teenwoordigheid. Sê, hallo! Druk hulle en sny dan weer jy wortels of wat ook al jy mee besig is. En as jy voor die TV sit en jy kyk nie van die TV af op nie, dis onverskoonbaar. Die een wat kos gemaak het, het daarom iets produktief gedoen, maar ek meen maar net. So, as jy voor die TV sit en jou geliefdes kom in, dan het jy nie 'n verskoning nie. Staan op, druk hulle, wees bly en gaan sit dan weer. Die derde ding wat ons kan doen, is ons kan maar 'n bietjie trots wees op mekaar. Maar nie noodwendig vir dit wat ons geliefdes doen altyd nie, maar vir wie hulle is. So wees trots op jou mense, se persoonlikheid en die dinge wat hulle uniek maak. En sê dit vir hulle. Moenie net elke keer wat hulle presteer of iets oulik doen, dan vir hulle sê ek's trots op jou nie. Maar as hulle iets uit hulle persoonlikheid doen, vra hulle insette. Vra 'n bietjie jou kinders se raad en kyk hoe helder hulle op. Mamma het nou net gevra ek moet help met iets. Nee, ek's trots op jou, ek ag jou. Doen moeite om te stop en jy fokus baie keer bietjie op die goed wat jou geliefdes reg doen. En nie op alles wat jy meen hulle die hele tyd verkeerd doen nie. Want die goed wat hulle verkeerd doen is baie keer ook maar jou mening van wat hulle nou eintlik moet reg en verkeerd doen. So vier net jou geliefdes se reg doen goed. En dan die laaste ding. Julle, as jy ware koneksie wil hê. En hierdie is nou 'n baie eenvoudige voorneme, baie eenvoudig. Eet om 'n tafel. Want dan kan julle mekaar kyk. Ek gaan 30 sekondes. Lukas Evangelie. 10 verhale. Jesus by 'n tafel. Feesmaal by Leefie se huis, ete by Simon se huis, vermeerdering van die brood by Betanië, gasvryheid by die huis van Martha en Maria, aandete by 'n Fariseer se huis, Sabbatsete by 'n Fariseer se huis, ete by Saggeus, laaste maaltyd in Jerusalem, breek die brood saam met die Emmausgangers. Jesus eet na sy opstanding saam met sy disippels op die strand. 10 verhale, net in die Lukas Evangelie, van Jesus om 'n tafel met mense. As jy om 'n tafel met mense sit, dis amper soos kommunikasie, dit kan ook morsig wees, nee? Ek het 2 kleintjies, dis soms meer morsig as prettig en so. Maar ek bedoel, as jy mos nou saam met mense om 'n tafel sit, dan kan jy hulle in die oë kyk en jy kan bietjie vra hoe was hulle dag. En hulle het tyd om vir jou bietjie een of ander ietsie te vertel. En julle om 'n tafel gaan nie altyd 'n magical belewenis wees nie. Tog gaan nie elke ete een of ander deurbraak kom nie. Maar dalk elke 10de een, gaan jy daai balletjie sien. En jy gaan soos, wag, wat is hier aan die gang? Ek het nou ietsie gemis, maar ek sien jou. Ek sien jou bal, ek gooi hom terug. Sit om 'n tafel en eet. Want goeie goed gebeur so. En Jesus se lewe het dit vir ons gewys. Ek nooi julle om saam met my die volgende video te kyk. 22 friends, yet I'm lonely. I speak to all of them every day, yet the problem I have sits in the spaces between looking into their eyes or at a name on a screen. I took a step back and opened my eyes. I looked around and realised that this media we call social is anything but when we open our computers and it's our doors we shut. All this technology we have, it's just an illusion. Community, companionship, a sense of inclusion. Yet when you step away from this device of delusion, you awaken to see a world of confusion. A world where we're slaves to the technology we mastered, where information gets sold by some rich, greedy bastard. A world of self-interest, self-image, self-promotion, where we all share our best bits but leave out the emotion. We're at our most happy with an experience we share, but is it the same if no one is there?
Be there for your friends, and they'll be there too, but no one will be if a group message will do. We edit and exaggerate, crave adulation. We pretend not to notice the social isolation. We put our words into order until our lives are glistening. We don't even know if anyone is listening. Being alone isn't a problem. Let me just emphasise, if you read a book, paint a picture, or do some exercise, you're being productive and present, not reserved and recluse. You're being awake and attentive and putting your time to good use. So when you're in public and you start to feel alone, put your hands behind your head, step away from the phone. You don't need to stare at your menu or at your contact list. Just talk to one another. Learn to coexist. I can't stand to hear the silence of a busy commuter train where no one wants to talk. Insane. We're becoming unsocial. It no longer satisfies to engage with one another and look into someone's eyes. We're surrounded by children who, since they were born, have watched us living like robots and think it's the norm. It's not very likely you'll make world's greatest dad if you can't entertain a child without using an iPad. When I was a child, I'd never be home. Be out with my friends on our bikes, we would roam. I'd wear holes in my trainers and graze up my knees. We'd build our own clubhouse high up in the trees. Now the park's so quiet it gives me a chill. See no children outside and the swings hanging still. There's no skipping, no hopscotch, no church and no steeple. We're a generation of idiots, smartphones and dumb people. So look up from your phone, shut down the display. Take in your surroundings, make the most of today. Just one real connection is all it can take to show you the difference that being there can make. Be there in the moment that she gives you the look that you remember forever as when love overtook. The time she first holds your hand or first kiss your lips. The time you first disagree but still love her to bits. The time you don't have to tell hundreds of what you've just done because you want to share this moment with just this one. The time you'll sell your computer so you can buy a ring for the girl of your dreams who is now the real thing. The time you want to start a family, and the moment when you first hold your little girl and get to fall in love again. The time she keeps you up at night and all you want is rest, and the time you wipe away the tears as your baby flees the nest. The time your baby girl returns with a boy for you to hold, and the time he calls you granddad and makes you feel real old. The time you take in all you've made just by giving life attention, and how you're glad you didn't waste it by looking down at some invention. The time you hold your wife's hand, sit down beside her bed, you tell her that you love her, lay a kiss upon her head. She then whispers to you quietly, as her heart gives a final beat, that she's lucky she got stopped by that lost boy in the street. But none of these times ever happened. You never had any of this. When you're too busy looking down, you don't see the chances you... Sit nie so waar nie. My kindertjies is baie siek, nou kom ons baie in spreekkamers. Niemand kyk op nie. Nou is ek baie moedswillig. Groet almal. Kry nie altyd 'n return nie. Want hulle is eintlik op hulle telefone. Julle wêreld waar ware koneksie ontbreek, is ook 'n wêreld waar ons hierdie teenwoordigheid van die Here kan sien nie. So hier is reeds iets mooi. Hier is reeds die plan wat die Here gehad het vir ons. As jy nader aan die teenwoordigheid van die Here wil kom, kom nader aan jou geliefdes. Want dan het jy hom ook nodig, nê? Want nou as jy 'n ouer van kindertjies nie, jy pleit elke oggend vir wysheid. Dan het ons hom nodig en ons begin hom weer sien. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons kom sommer nou maar net vanaand in 'n oomblik van afhanklikheid. En sê ons het so 'n diep begeerte om U nader te beleef in ons lewens. 'n Wêreld waar ons U nie beleef nie en waar U ver voel, is nie 'n lewe waarin ons belangstel nie. Maar dit is nie altyd vir ons so maklik nie. En U kom gee vir ons deur U Gees sleutels hoe ons weer in pas met U kan kom, en een van die maniere is om eintlik maar net ons naastes lief te hê. Soos wat U ons lief gehad het, en
dan sê ek dit en dan besef ons dit is 'n verskriklike hoë eis. Want om verneder te word is om onsself weg te gee, uit te stort, uit te giet. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor ander. Maar ek wil vra, Heilige Gees, dat U vir ons sal help, dat ons mekaar sal sien, waarlik sal sien. Dat ons mekaar nie sal mis nie, omdat ons so besig is met ander goed. Dat ons dalk ook oor 10 jaar van nou af gaan terugkyk en sê, waar is die tyd heen en ek sal dit nooit weer terugkry nie. Ons het eintlik net vandag. So word asseblief sigbaar, hoorbaar, tasbaar in die manier hoe ons mekaar liefhet. Amen. Kom ons sing ons tema lied saam. Geliefdes, mag die Gees van die Here self jou wys waar jy ware koneksies moet maak en mag jy die moed hê om jouself 100% uit te giet. En mag ons dan ook die kroon dra wat daarmee saamkom. Amen.